Het is dag 4 van 'n 5-dag roete. Ons slaap by 'n ongelooflike mooi hut wat selfs 'n laapap by het. Vanaand maak ons 4. Die plaaslike plaasbewoners bring vir ons vleis wat ek voor die tyd kon bestel met hout en alles, want mense mag nie meer vuur maak by hierdie hutte in die staproetes nie as gevolg van 'n brandgevaar. Geniet hierdie vuurtjie en vleis saam met ons. Hierdie span is weer besig met die kuien hier agter my. Vuurtjie wat hier so lekker brand. En hier sit ons al die bestanddele vir mash en vir pasta met 'n bietjie kappesoep wat daarmee gaan om geur te gee aan hierdie kos. Hierdie wedstryd is in alle erns aan die gang. Terwyl 'n vuurtjie brand en die water besig is om te kook. Hierdie water vir die laaste paar dae omdat dit uit die rivier uitkom en deur boomwortels en allerlei goed gaan is vol minerale. So hierdie water lyk nou 'n bietjie na 'n donkerder tipe van water. Iets wat ons nou nie in die dorp regtig miskien of in die stad ken nie, maar dit is spesifiek vars water wat hier uit die berg uitkom elke dag. Bruin maar heerlik om te drink. Saam met die vleis het ons, of saam met die mash, het ons ook vleis bestel. Dit is nou weer eens waar Checkers Steakhouse Classic, maar dit gaan die ding doen as jy vir 'n paar dae nie vleis enigstens gewaar het nie. Boerewors ook daarmee saam en 'n gebotteltjie wyn wat ook daarmee saam gekom het. Dankbaar daarvoor na 'n paar droë dae hierso. Spreek onder mekaar wat ek gevoel het. Ek dink dit is nie hulle. Wil jy vra? Hierdie pasta is besig om reg te kom. Omdat ek nie regtig olie of so iets vir die pasta saamgebring het nie, moet mense dit maar heeltyd roer om seker te maak dit raak nie kloggy en vas aan mekaar nie. So ek het wel hier so 'n pakkie koek met kappesoep ingegooi, maar dit meer geur gaan gee. En wat kan sien dat die water ook so 'n bietjie geteer is. Hier is ons smash ingegooi. Reg as ons begin eet, gaan ek dit net vinnig maak. En ja, ek het ook so 'n bietjie kappesoep sommer daarby gegooi net vir geur en vir die lak daarvan. So geniet dit saam met my. Hierdie pasta is nou reg, so ek gaan nou snaakse ding doen, maar ek gaan die water wat hieruit gekom het, gaan ek gebruik om in die mash te gooi. Dit is tog lekker gegeurde water wat nog ons nie sleg kan werk aan die mash nie. En dan het mens sommer die mash droog of die pasta droog gemaak, want dit is 'n challenge as jy nou nie eintlik enigsins iets het soos 'n vergietes of so iets om pasta nou uit te haal nie, dan gaan jy nogal sit met 'n bietjie probleem met die water. Vleis is reg. Ons is basies reg. Laaste draai vir hom. Kampvuurtjie is aan die gang. En saam met dit is hier pasta vir al die hongerwolwe. En hier is ook mash wat ons gemaak het. Enjoy.